Luisteraars, ons gesels vanoggend met Dr. Roelie van der Spy oor sy praatjie lig op die skrif. Goeiemôre Roelie. Môre Willem, môre luisteraars. Ja, is lekker weer om jou te gesels. Vanoggend se tema is die huwelik op die 50ste dag op Sinai. Was daar op Sinai dan 'n troue gewees? Ja, dat was. By Sinaiberg was daar 'n huwelik gewees. Maar ek sal dit vir julle verduidelik. Ja, asseblief, want ek dink min van ons het nog gehoor van toe die Israeliete uitgetrek het op die 50ste dag dat daar troue was. Maar ek weet jy het vir ons iets oor tong en die kies waarskynlik om vir ons te verduidelik wat jy spesifiek wil sê. Ja, luisteraars, Roelie, ja, dink oor as ek dink oor hierdie tyd van die jaar, dan is dit 'n besondere tyd, nee, want dit is 'n tyd net wat ons eintlik uit 'n tempo van die kerkjaar kom wat Kersfees en Goeie Vrydag lydingstyd ingesluit het en dan Hemelvaart en Pinkster en nou is ons by 'n volgende tyd van die jaar wat miskien 'n bietjie stadiger tempo het. ja, in die kerkjaar noem ons hierdie tyd die koninkrykstyd. Dit is eintlik maar die tyd wat ons as gelowiges saam met God beweeg. Dat ons lewe saam met hom. En hierdie tema veral nou na Paasfees, na Pinkster en nou lewe ons as geheiligde mense wat gelei word deur die Gees. En toe het ek nou op hierdie tema afgekom van hoe Israel ook gelei is deur die Gees. Nou vat ons deur hoe is Israel gelei of hoe dit dan gebeur. Ja, die kerk is die bruid van Christus wat die hele jaar saam met Christus lewe, die jaar saam met hom deurgaan. En dis soos ek sopas gesê het, soos ons ook as gelowiges die jaar saam met ons verlosser deurgaan. Maar waar kom dit vandaan? En as ons nou so 'n bietjie terugdink, nê, onthou nie baie lank gelede was dit Paasfees. En 50 dae later was dit Pinkster, want dis letterlik mos wat Pinkster beteken, Pentekoste in Engels. Dit beteken 50ste. So was daar Pinkster in die Ou Testament? Uh of miskien dan moet ek die woorde net verander en sê, was daar 'n fees van die 50ste dag in die Ou Testament? En ek dink nou is dit makliker om te antwoord. Ja, want daar was die fees van die weke. So Willem, wanneer het die fees van die weke plaasgevind? Hoeveelste dag na wat? Eintlik was dit 'n baie interessante tyd want die fees van die weke was 49 of dit tot op die 49ste dag. Jy vra van wanneer wag vir dit Ja, begin het, moes dan getel het van die Pasga of dan in ons tyd van die kruisiging. dis reg, ja. Ja, nou die fees van die Is ek nou weke. reg? Ja, die fees van die weke is 7 weke, 7 maal 7 is 49 en dan nog die volgende Sabbat. Dis die 50ste dag was die groot Sabbat gewees. En dit word dan die fees van die weke genoem. In Hebreëus word dit Shavuot. Shavuot letterlik beteken weke. Dis maar net die Hebreëse woord vir weke. So die fees van die weke, die fees van die 50ste dag. So het ons in die Ou Testament gevier en in die Nuwe Testament het ons hierdie fees dan die naam Pinkster gegee, Pentekoste gegee wat 50ste beteken. En dan het ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Maar laas keer het ek gesê by hierdie uitstorting van die Heilige Gees. Nou ja, natuurlik het ons weet van die vlammetjies, ons weet van die tale wat die mense gepraat het, maar ek het gesê daar's 'n ander belangrike aspek ook gewees. Want by daardie fees was daar die vlamme en daar was 'n rukwind gewees. En ek sê hierdie twee elemente verteenwoordig God se teenwoordigheid. Dit versimboliseer God se teenwoordigheid. So God was teenwoordig by ons om 'n nuwe verhouding met ons te begin. En dis eintlik maar waaroor hierdie praatjie dan wil gaan. As ons terugkyk na Pinkster, dan weet ons van die tonge, maar ook van die vuur en die wind.
Maar hierdie fees van die 50ste dag het in die Ou Testament ook iets anders bevestig. Dit was die bevestiging van die verhouding tussen God en sy bruid. En dit is dan die tema van hierdie oggend. Ja, dis 'n baie kragtige beeld, nee, want daar is eintlik geen nouer verbintenis wat ons ken as mense tussen 'n man en sy bruid of bruid en 'n bruidegom of in die huwelik, kom ons maak dit die huwelik. So as God hierdie beeld vir ons gebruik, dan is dit 'n baie kragtige gebruik, Ja. 'n beeld. Ja. Nou die vraag is dan, wanneer het hierdie verhouding tussen God en sy bruid begin? Want ons weet in die Nuwe Testament praat ons daarvan, maar waar het dit begin in die Ou Testament? En dit is nou waarna ons gaan kyk. Nou, wat het gebeur met Israel in die geskiedenis? Hulle was in Egipte gewees, hulle was slawe gewees. En toe is hulle verlos uit hierdie slawerny. Maar ek wil sê hulle is nie net verlos van iets nie, hulle is ook verlos tot iets, na God toe, om 'n nuwe verhouding met God te begin. So wanneer is Israel se verhouding met God bevestig? Dis juis met hierdie uittrek uit die slawerny uit het God dan sy verhouding met bevestig. Maar hy het dit bevestig 50 dae na die uittrek. En op watter spesifieke dag en datum het hulle uitgetrek? Wat het gebeur dat die eerstelinge dood is, behalwe van die waar die huise se deure met die bloed gesmeer is? Ons noem dit daardie fees die Paasfees. So Pasga, net Pasga, die Pasga, Paasfees, ja. 50 dae na die Pasga het die Israel by Sinai aangekom en daar het baie dinge plaasgevind. Dit was 'n geweldige belangrike groot gebeurtenis wat daar plaasgevind het. Soos ek net al gesê het, in die Nuwe Testament is die kerk die bruid van Christus genoem. En in die Ou Testament, wat is die kerk? Wat is die gelowiges as groep genoem? Is hulle ook die bruid? En as ons sê hulle is die bruid, hoe weet ons dit? Waar is dit bevestig? Miskien wil ek die vraag op 'n ander manier stel en sê, wat is die aard van God se verhouding met Israel? En ek wil antwoord dit sê, dis 'n huweliksverhouding. Nou luisteraars, ek weet nie of julle weet nie, veral in die ou vertaling, die 53 vertaling, maar ook 'n bietjie plek in die Afrikaans 2020 word daar 'n baie interessante woord gebruik. As die volk Israel offers bring aan ander gode, nie aan God nie, dan staan daar hulle het weggehoreer van die Here God af. Nou word dit is soos 'n buiteegtelike verhouding met 'n ander god. En dit onderstreep hierdie konsep van dat hulle verhouding met God was soos 'n huweliksverhouding gewees. God was hulle man, hulle vader, en hulle was die bruid gewees. So, dis baie interessant om agter te kom. Hulle verhouding met Israel, God se verhouding met Israel was soos 'n huweliksverhouding. Maar waar het hierdie huweliksverhouding begin? Nou, miskien moet ons net 'n bietjie kyk na hoe lyk die huweliksbevestiging in die Bybel? Hoe het huweliksbevestigings verloop in die Bybel? Willem, watter aspekte kan jy sommer so uit die wysheid noem? Wat jy dink belangrik is vir die bevestiging van die huwelik in die Bybel, in die Ou Testament veral? Ja, Rolly vang jy my nou hier onkant, maar ek wil sê die een is natuurlik die seksuele verhouding wat dan die bevestiging was van 'n huwelik. Maar die ander deel kan ek eintlik nie aan dink nie, jy weet, behalwe dat dit 'n verklaring aan mekaar, ek Ja, wil nie eers sê 'n verklaring nie, want ek kan nie dink waar dit uitneem, maar 'n nou verbintenis met tussen man en vrou. ja, dit is 'n verklaring, dis die regte woord, ja. Nou goed, tussen man en vrou is daar 'n seksuele verhouding, maar ons kan ook dit beskryf as 'n intieme verhouding. So tussen God en sy bruid moet daar 'n intieme verhouding wees. En dan moet 'n verklaring Ja. afgelê word dat ons het hierdie verhouding met mekaar. En soos ek net gesê het in die ander voorbeelde,
as hulle ander gode gedien het, dan was hulle ontrou geweest, soos in huweliksontrou het. So dis 'n verhouding tussen een bruid en een bruidegom. Ehm en dan natuurlik by alle huwelike kry mens geskenke, né? Daar word geskenke gegee. So het Israel geskenke gekry by hierdie huweliksbevestiging van hulle. Ehm en was daar 'n kontrak gewees? Was daar 'n huwelikskontrak? Want dis tog een ding wat ons altyd moet doen. Ons moet daai vorms teken. En dan moet dit ook op Hmm. 'n besondere plek plaasvind. So hierdie aspekte wil ek 'n bietjie uitlig en kyk of ons dit wat by ons huwelike is, maar ook in die Bybelse tyd by huweliksbevestigings was, is hierdie aspekte ook sienbaar, sigbaar by Israel wat dan God se bruid geword het. So jy wil eintlik vir ons verduidelik dat hierdie beeld van die huwelik baie pertinent stappe het wat ons kan vereenselwig mee en met 'n gewone huwelik. Sodat dit nie net 'n vaar beeld is nie, maar werklik 'n konstruktiewe uh, ek wil sê metafoor is waarmee ons kan assosieer. Dis korrek, ja, en ek wil eintlik bevestig deur hierdie stappe te gaan dat Israel se verhouding met God of God se verhouding met Israel die van 'n bruidegom en 'n bruid met mekaar was. Dat die volk Israel God se bruid was en dat ons as kerk Christus se bruid is. En ons sien dit alreeds in die Ou Testament. So kom ons gaan deur hierdie stappe. So wat het gebeur in Egipte? Wie was die leier en die koning en wie het hulle as God en as meester daar gedien en erken? Dit was Farao. Farao was vereer as koning en as God en as meester. Hy was die man in Israel se lewe gewees. Maar toe kom God en hy lei hulle uit en hy sê maar nee, ek wil nou die man in julle lewe wees. So Israel is nie net verlos van Egiptiese heerser nie. Israel het nou in 'n nuwe verhouding ingetree met God as hulle Heer en Meester en Koning. So dis die een aspek wat ek net nou gewys het, né? Hulle moet die ou verhouding los en 'n nuwe verhouding met hulle bruidegom moet hulle smee. So dit is 'n baie belangrike aspek. Jy weet tog Willem, dis tog die probleme wat mens kry in die huwelik, dat as die man en die vrou nie getrou is aan mekaar net hulle twee nie, dan is dit tog problematies. Ja, nie net problematies nie, dis eintlik onmoontlik om 'n goeie huweliksverhouding of 'n intieme verhouding Met ja. Ja, en dit te breek letterlik die verhouding. hê. Ja, dit breek letterlik die verhouding tussen Ja, daardie bruid en die bruidegom. Dis reg. En by Israel was dit presies ja. dieselfde. As hulle ander gode gedien het en nie die ou gode gelos het nie, dan het hulle verhouding met God verbreek. Die tweede ding wat ek genoem het, was dat daar geskenke gegee moes word. Dit is interessant, in Genesis 24 vers 53, net een versie wat ek daar wil lees. Genesis 24 vers 53 word daar dan gesê wat Isak gedoen het om Rebekka te kry. Hy het nou sy slaaf gestuur, sy slaaf het nou mos om gaan optree om die hele ding te reël en te bevestig. En dan het hy deur sy slaaf vir Rebekka geskenke gegee. En kyk wat sy geskenke het hy as huweliksgeskenke aan Rebekka gegee. Genesis 24:53. Daarna het die slaaf silwer en goud en klere, né? Silwer en goud en klere vir Rebekka gegee en ook diergeskenke vir haar en haar broer en haar ma. So die tradisionele huweliksgeskenke was silwer, goud en klere gewees. Nou het God se bruid nou daar by Sinaï ook die geskenke gekry. En wat sy geskenke het hulle gekry? Kyk wat staan in Eksodus 3 vers 22, né? Dit was vir my baie interessant toe ek dit die eerste keer raak lees. Want ek het altyd gewonder, hoekom het God deur Moses vir die volk gesê,
julle moet vir julle of mense by wie julle werk hierdie goed vra. Maar kyk wat staan daar in Eksodus 3 vers 22. Wat presies het hulle gevra? Daar staan elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk silwer en goud en klere eis. So dit was altyd vir my snaaks dat hulle hierdie drie items moes eis. Maar dis presies dit wat as 'n huweliksgeskenk gegee word wat hierdie volk dan eintlik gekry het toe hulle Farao gelos het en vir die Here God as hulle bruidegom gaan aanvaar het. Nou, opvallend nou dat jy dit so pertinent noem. Ek het dan gedink, maar ek het ook nou besef dat die verhouding wat hulle gehad het vir 400 jaar met die farao, wat hulle, jy het dit amper genoem, man, of die manlike figuur of die goddelike figuur in hulle lewe was, want hulle was die slawe, hulle was die eienaar. Die farao was hulle eienaar, die van die hele volk. Maar wat dit vir my opvallend is, as hulle dan trek, dan is daar gevolge vir hierdie eienaar. As die huwelik verbreek word, en hulle kan nie net hulle goed vat, of hulle vat nie net hulle goed en loop nie, maar die man of die huis moet dan verantwoording doen, betaal. En ek dink, ons kry nogal hierdie waarskuwing van die Here ook, as hy later met sy volk praat en sê, as julle my verhouding breek, soos jy sê, hoereer, gaan dit nie net julle gaan wegstap nie, maar dit gaan julle kos. Dit gaan julle iets kos, jy stap nie weg uit 'n verhouding sonder gevolge nie. Dit is ja. Ja, en dit is vandag nog so, né? Mens breek nie 'n huweliksverhouding op sonder geweldige gevolge nie. En so is die verhouding met Egipte met Farao verbreek en die gevolge was dat hulle baie goed gegee is as kompensasie omdat hulle nou daai verhouding gebreek het. Maar nou ja, soos 'n bruid moes Israel ook rein wees, heilig wees, gereed wees vir haar bruidegom en uitsien na die lewenslange verhouding met haar bruidegom. En in hierdie aspekte sien mens dan op 'n simboliese manier dat hulle deur die water getrek het, deur die Rooi See gegaan het. En die Rooi See word gesien as 'n reinigingsseremonie. Paulus en ander praat ook daarvan dat dit so 'n seremonie was waardeur hulle gegaan het. Maar dis interessant, die see was die reinigingsseremonie om hulle gereed te maak vir die bevestiging van die huwelik. Maar die hele lang woestyntydperk was soort van 'n heiligmakingsproses waar Israel geleer het om die bruid te bly. So hulle is gereinig om bruid te word en in die woestyn is hulle geleer om bruid te bly. Hulle moes gedurig heilig gemaak word en heilig bly om in hierdie verhouding te bly. Ja, dit was vir my interessant toe ek nou hierdie twee aspekte ook by mekaar kon trek. Ja, werklik interessant. Ja. Goed, ons het gesê net nou met die bevestiging van die huwelik was daar altyd 'n kontrak gewees. En die kontrak sê ja, hier dat die dominee vra mos altyd erken jy so dat jy so en so sal vat as jou enigste wettige man of vrou en die bevestiging van ek is die enigste vir jou en jy's die enigste vir my. Was daar so 'n kontrak van bevestiging by Israel gewees? Kyk wat het gebeur by Sinaï. Wat het ons daar gekry? Wat is die groot geskrif wat ons by Sinaï gekry het? Dis die wet. Dis die wet, die 10 gebooie. En wat is die eerste gebod, die fundamentele basis wat God in sy eerste gebod ingeskryf het, né? Ek is die enigste God. Jy mag geen ander gode voor my hê nie. In ander woorde, jy moet die gode van Egipte los. En jy moet my as die enigste God
aanvaar. So dit is die kontrak wat God met Israel opgestel het om te sê, nou is ek die enigste man in julle lewe. Ek is julle bruidegom, julle is my bruid. In Genesis 17 en in Jeremia 30:22 kry ons hierdie formule wat ons dan 'n verbondsformule ook noem. Maar dis eintlik God se huwelikskontrak wat eintlik beide wetlik is en geestelik is, want God sê ek sal julle God wees en julle moet my volk wees. Ek sal julle God wees en julle moet my volk wees. So hierdie woorde het beide 'n wetlike en 'n geestelike aspek. Wetlik, hulle het wettiglik in hierdie verhouding getree, soos by 'n huwelik. Maar natuurlik ook geestelik, omdat hulle hom dan as die enigste Here en God moet dien. So dit is interessant dat dit ook gekom het. Maar toe hierdie kontrak aan hulle voorgelê is, moes hulle antwoord, né? Dominee Willem, jy vra mos altyd as jy mense trou. Wat sê jy so en so op hierdie vraag? En wat sê jy vrou so en so op hierdie vraag? En dan moet hulle natuurlik ja sê, anders is daar nie huwelik nie. Of in ander woorde, ja, ons stem saam, dit is so. Nou dis besonder treffend is die toewyding, die antwoord en die ja-woord wat ons kry rondom Sinai ook, né? Israel het gesê hulle sal sy volk wees en hy sal hulle God wees. Maar in Eksodus 24 vers 7 word dit op 'n baie mooi manier bevestig. En dis letterlik die ja-woord in hierdie nuwe verhouding wat hulle ingetree het. Ek lees vir ons Eksodus 24 vers 7. Toe neem hy, dis nou Moses, toe neem Moses die boekrol van die verbond en lees dit duidelik hoorbaar aan die hele volk voor. En hulle het geantwoord: alles wat die Here gesê het, sal ons doen en gehoorsaam. So, Israel het ja gesê. Hulle wil in hierdie verhouding met God tree. Ja, is 'n baie groot antwoord wat hulle gee om te sê alles wat die Here gesê het, sal ons doen en gehoorsaam. Is byna ja, onmoontlik. Ja. Willem, wat sê die tradisionele huweliks formulier, né? In lewe en in dood, in sterwe, in siekte en al die dinge, né? Sal ek by jou Hmm. bly. Dit laat my 'n bietjie daaraan dink, is dit nie? Ja, ja, alomvattende verklaring. Ja. Ja. So hulle het letterlik verklaar dat hulle in hierdie verhouding met God wil intree en dat hulle sover hulle kan in alle omstandighede dit gehoorsaam sal wees. So God tree in 'n nuwe verhouding met Israel en Israel tree in 'n nuwe verhouding met God. En daarom bevestig hulle dit ook in Deuteronomium 6 vers 4 in die Shema, né? Shema, die Hebreëse geloofsbelijdenis wat sê: luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Nee. Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. So hulle bevestig dit ook in die Shema, in die in Deuteronomium 6 vers 4. Dat God hulle enigste God is en dat hulle in hierdie verhouding met hom intree. Ja, Ja, dis 'n kragtige binding met mekaar. Nee, dis nie net 'n losse verhouding nie. Dit is 'n baie definitiewe vasbind en beëdigde verklaringe wat hulle met mekaar doen, God en volk. maar is dit nie wat ons doen by die huweliksbevestiging nie? Ja, natuurlik. En dis wat jy nou nog gesê het, jy weet, tot in smart en siekte en dood en bly ons aan met mekaar getrou. Nie tot ons mekaar nie meer liefhet of minder van hou nie of so iets nie. Ja, ja. En dit is ook wat Israel dan bevestig het. Hulle wil in hierdie intieme verhouding met God intree. En hulle sê die Here Hmm. God is ons enigste Here. Ja. Luister Israel, die Here God is ons enigste Here. Goed, ek begin afsluit. Nou Willem, is dit so dat
huwelik sommer op enige plek kan plaasvind of wat is daar enige voorskrifte vir waar 'n huwelik mag plaasvind? Jy weet, die korte antwoord is, ons het in ons eksamen om huweliksbevestigers te wees geleer dat daar moet dit moet basies in 'n struktuur wees en die kort antwoord is, daar moet gewoonlik 'n dak en 'n deur wees. Goed. Nou dis interessant. Vir die Jode hoef daar nie 'n deur te wees klink dit my nie. Vir die Jode moet ten minste net 'n dak wees, né? En die Jode het hierdie afdakkie, hierdie struktuurtjie wat hulle opsit. Um om 'n canopy, 'n kappie, 'n afdakkie oor hulle te maak. Nou die Joodse woord daarvoor is chupa. Hulle het hierdie chupa, hierdie afdakkie. En hulle huwelike moet letterlik onder 'n bedekking plaasvind. Nou dit word blykbaar versimboliseer dit dat God oor hulle is, dat God hulle bedek, dat God hulle beskerm. En as ons nou vanoggend nog gepraat het om te sê, maar hier het op die 50ste dag nadat hulle uit Egipte by die Pasga weggetrek het, het hulle verhouding, hulle intieme verhouding met God bevestig as die bruid van God. Was daar dan ook daar 'n chupa, 'n afdakkie oor hulle wat God sy beskerming en bevestiging aan hulle gegee het? Nou kyk wat lees ons dan in Eksodus 19. Onthou Eksodus 19 is net hier by Eksodus 20 waar die wet van God gegee word. En dis die hele gesprek wat daar plaasgevind het. Ek lees Eksodus 19 vers 8 en dan vers 16 verder. By vers 8 staan daar: Die hele volk het eenparig geantwoord en hulle het gesê: Alles wat die Here gesê het, sal ons doen, né? Dis soos ek net nou ook gelees het. So ook hier het hulle bevestig: Ja, ons wil die bruid van God wees. En dan vers 16: Op die derde dag toe dit oggend was, was daar donderslae en weerlig en 'n swaar wolk oor die berg en ook baie ander geluide van die ramshoring. Die hele volk het in die kamp het gebewe. Moses het die volk uit die kamp uitgelei om God te ontmoet. Hulle het by die voet van die berg gestaan. So interessant hierdie aspekte wat hier beskryf word in hierdie teks, né? Hier gaan hulle nou om God intiem te gaan ontmoet. Maar daar was 'n swaar wolk oor hulle, oor die berg gewees. So God het sy eie canopy, sy eie afdakkie, sy eie chupa vir hulle voorsien dat hulle verhouding met hom as bruid en bruidegom voldoen aan die vereiste van dit moet onder 'n afdakkie plaasvind. Dit was vir my ook interessant. So en interessant, ek het ook in my vorige praatjie hierna verwys en ek na Pinkster verwys. Hier was daar vuur en weerlig en donderslae en wolke gewees. En wind. Dis presies wat by Pinkster herbevestig is. Die vlammetjies was daar en die wind, en die stormwind was daar ook gewees. So daar het by Pinkster het God herbevestig, ek wil in 'n verhouding met julle tree. Maar hy het al hierdie verhouding die eerste keer bevestig 50 dae na die eerste Pasga dat hy in 'n intieme verhouding met die volk wil wees. En daar het die wolk nie net God se teenwoordigheid in die algemeen bevestig nie, maar ook as 'n canopy, 'n afdakkie oor hulle om te sê in hierdie huweliksverhouding beskerm ek julle, is ek oor julle. En hierdie wolk oor die berg was in terme van 'n woestyn seker ook baie ek wil sê koesterend, want in die woestyn kan die son sekerlik jou moeg maak om te staan, en hier kom die Here en hy laat 'n swaar wolk oor die berg en oor net. So ek dink as hulle dan onder 'n chupa staan of onder die beskerming, dan is dit 'n baie mooi beeld van God se ontferming, se genade wat oor 'n mens in sekere omstandighede
na vore kom en Ja. duidelik word. Ja, wat nou interessant is, by die bevestiging het God hierdie wolk oor hulle gehad, maar ook soos hulle aanbeweeg het deur die woestyn, het God elke dag die wolk oor hulle gehad en die nag dan die vuur. So daai twee elemente was daar ook sigbaar van God se teenwoordigheid, en God se beskerming. Ja, so God het hulle dan deur die woestyn gelei dat hulle in hierdie verhouding kon bly, maar God het dit bevestig hier by Sinaï 50 dae na Pasga, dat hy vir hulle sal beskerm in hierdie nuwe verhouding waarin hulle nou getree het, toe hulle in die vers 8 gesê het, alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Ja, so hier het ons nou letterlik deur al die aspekte van die huweliksbevestiging in die Bybel gegaan om te sien. Al hierdie aspekte was teenwoordig by Sinaï gewees van Israel wat die vorige God en gode gelos het en God die Vader aanvaar het as hulle bruidegom. Israel wat nou die ou verhouding afsny en 'n nuwe verhouding tree. Israel wat bevestig met hierdie kontrak wat God vir hulle voorlê dat hulle hom alleen sal dien. Israel wat hierdie geskenke gekry het, wat huweliksgeskenke gekry het in hierdie proses. Toe hulle die verhouding verbreek het met die vorige meester in hulle lewe en die nuwe meester ontvang het. En dit alles het plaasgevind onder hierdie beskermende wolk van die teenwoordigheid van die Here God. Ja, baie mooi, kragtig. Ja. Goed, dankie Willem, dankie luisteraars. Ek sluit dan hiermee af. Met die woorde wat God dan sê, ek is jou God en jy is my bruid. So jy gelowige, jy kerk van God. Jy is ook God se bruid. Onthou dit. Ek dink nie ons dink altyd daaraan dat ons eintlik in so 'n noue intieme verhouding met God staan nie. Onthou dit het plaasgevind by die eerste Pinkster, by die eerste 50ste fees. Dit word elke jaar herbevestig dat God by ons teenwoordig is en hierdie verhouding wil vernuwe. Ja, dankie Roelie. Weet, ek dink hierdie nie net die bevestiging van 'n struktuur nie, maar ook wat dit vir my en vir jou en vir elke luisteraar persoonlik beteken, is wat by jy nou uitkom en sê dit is ek en jy en elke luisteraar in ons verhouding met die Here. Ja. En die Here wil graag met ons 'n nabye, intieme verhouding hê. Hy wil nie 'n losse verhouding van so nou en dan van ons hoor nie. Ons moet so sy beloftes aan ons dat hy by ons sal bly. So met ons voluit met ons hart en ons wese en aan hom behoort en by hom bly. Soos Ja. 'n bruid en 'n bruidegom by mekaar. Ja, en weet jy dit maak weer vir my die 10 gebooie, veral daai eerste gedeeltetjie weer so relevant. God sê ek is die enigste een en jy is my volk. So hy bevestig dit. So as ons dan weer die 10 gebooie lees, gaan luisteraar gaan lees gerus weer daai eerste paar versies van die 10 gebooie van Eksodus 20 en sien hoe God ons kies en hoe hy jaloers is in die sin van hy wil die enigste God in ons lewens wees. Hy wil die enigste bruidegom wees en ons is sy enigste bruid. Ja. Baie dankie. Dankie daarvoor. Really, miskien wil iemand met jou gesels. Gee vir ons gerus 'n kontaknommer. Ja, my nommer is 074 419 8353. Ja, en ek wil julle groet met die laaste vraag hê dan wat sê: wat antwoord jy na Paasfees en Pinksterfees? Wat is jou verhouding met jou hemelse bruidegom? Mag jy dit onthou dat van Paasfees af na Pinkster het God ons voorberei dat ons sy bruid kan wees. Weet jy dit? Onthou jy dit?
Ja, baie dankie daarvoor, want jy weet sonder die antwoord van ons antwoord is daar nie 'n verhouding nie of geen verbi wat is 'n Ja, vir verbinding, ja. ja, verpligting. Ja, ja. 'n Commitment nie. Ja. Verskoon die woord. Ek het nou die woord op die oomblik vergeet. Baie dankie, Rolie. Tot 'n volgende keer. Gesels ons weer. Goed, baie dankie almal. Seën vir julle en mag die Here God ook jou bruidegom wees en mag jy sy bruid wees. Tot 'n volgende keer. Totsiens.